Goeiemiddag, baie welkom by Leer Ken God. Baie dankie dat julle my gejoin het. My naam is Abigail. In hierdie video gaan ons hoofstuk 40 doen. Ons maak ons oop toe, dat die Here vir ons die woord oopmaak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop, sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor, en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay, so hoofstuk 40, Josef in die gevangenis. Na hierdie dinge het die skinker van die koning van Egipte en die bakker hulle misgaan heens hulle heer, die koning van Egipte. Sodat Farao baie kwaad geword het vir sy 2 hofdienaars, die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers. En hy het hulle in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwaag in die gevangenis, die plek waar Josef gevangene was. En die owerste van die leiwaag het Josef by hulle aangestel om hulle te bedien. En hulle was 'n tyd lank in bewaring. En hulle het al 2 droom gehad, elkeen sy droom in dieselfde nag. Elkeen 'n droom met besonderse betekenis. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte wat in die gevangenis gevange gesit het. En Josef het die volgende môre by hulle gekom en gesien dat hulle ontstemd was. Toe vra hy die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy here en sê: "Waarom lyk julle aangesig vandag so droewig?" En hulle antwoord hom: "Ons het 'n droom gehad en daar is niemand wat dit kan uitlê nie." En Josef vra hulle: "Is uitlegging nie 'n saak van God nie? Vertel my tog." Toe vertel die voorman van die skinkers aan Josef sy droom en sê vir hom: "In my droom was daar 'n wingerdstok voor my. En aan die wingerdstok was 3 ranke. En skaars het hy gebot of sy bloeisels was uit, sy tros het ryp druiwe geword. En die beker van Farao was in my hand, en ek het die druiwe geneem, en dit in die beker van Farao uitgedruk, en die beker in die hand van Farao gegee." Toe sê Josef vir hom: "Dit is die uitlegging daarvan. Die 3 ranke is 3 dae. Binne 3 dae sal Farao jou hoof verhef." Oh my goodness. "Jou in jou rang herstel, en jy sal die beker van Farao in sy hand gee, net soos vroeër, toe jy sy skinker was. Hou my tog net in gedagte dat as dit met jou goed gaan, en bewys my tog 'n guns en maak melding vir my by Farao, en bring my uit hierdie huis uit. Want ek is gesteel, ja, ek gesteel, uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen, dat hulle my in gevangenis gesit het nie." Toe die voorman van die bakker sien dat hy 'n gunstige uitlegging gegee het, sê hy aan Josef: "Ook in my droom, toe was daar 3 mandjies met wit brood op my hoof." So die bakker het van brood gedroom en die skinker het van wyn gedroom. Vers 17. En in die boonste mandjie was allerhande eetware vir Farao deur bakkers klaargemaak, en die voëls het dit uit die mandjie bo op my hoof weggepik. Toe antwoord Josef en sê: "Dit is die uitlegging daarvan. Die 3 mandjies is 3 dae. Binne 3 dae sal Farao jou hoof bo oor jou verhef. Hy sal jou aan 'n paal ophang, en die voël sal jou vlees van jou af wegpik. En op die 3de dag, die verjaarsdag van Farao, het hy 'n maaltyd vir al sy dienaars berei, en die hoof van die voorman van die skinkers en die hoof van die voorman van die bakkers te midde van sy dienaars verhef. Hy het die voorman van die skinkers herstel in sy skinkerskap, sodat hy die beker in die hand van Farao kon gee. Maar die voorman van die bakkers het hy opgehang soos Josef dit aan hulle uitgelê het. En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet. En dis die einde van hierdie hoofstuk. Dis 'n baie bekende storie. Mens leer dit altyd in die sonnaskool.
ek weet vir 'n feit, daar's mense wat vandag droom, en daar's mense wat vandag drome kan uitleen. Dis lekker om te weet dat ons ten minste nog ons drome het, want onthou, God kom nie meer af na ons toe en praat met ons, soos wat hy met Abraham en Jakob gepraat het, nie? Maar ten minste het ons nog ons drome, so ek is baie dankbaar vir God vir dit. Tot 'n volgende keer.